Johannes het my gevra om oor doel te praat en ek is seker dat in hierdie jaar het hy en almal wat gepreek het al skitterende en wonderlike boodskappe oor doel gepraat. So ek kom vanmôre en ek wil, as ek met jou oor hierdie praat, wil ek so van 'n ander hoek af kom, want ek besef, hulle het al heel waarskynlik alles gesê wat daar kan gesê word, en hulle is slim, hulle is preek goed. Ek het gedink, die eerste ding wat ek gaan doen as ek in die hemel kom, ek gaan vir Here sê, kan ek so goed soos Johan preek en so slim soos Alta wees asseblief? So wanneer ek vanmôre met jou oor hierdie kom gesels, dan is dit maar net om so 'n bietjie van 'n ander hoek af na doelwitte te kyk. En ek wil eintlik nie sê doelwitte nie, ek wil eintlik sê doelwit. Nou het eendag vir 'n laerskool of 'n kleuterskool klasie gevra, wat is julle doelwitte? Een ouetjie het gesê, wel ek wil eendag my skoene kan vasmaak. Die ander een het gesê, ek wil vreeslik vriendelik wees. Een ouetjie het gesê, ek wil met Elsa trou. Vra juffrou, hoekom wil jy met Elsa trou? Toe sê hy, want haar pa ry nie 'n bakkie nie, hy ry 'n Hilux. So dalk het jy al doelwitte neergeskrywe. Maar dalk is jy ook soos die meeste ander ouens, jy wonder waar daai papiertjie is. Daar's iets wat jy wil doen, iets wat jy wil bereik. En doelwitte is hierdie baswoord in die sakewêreld of in die sekulêre wêreld of oralste. Ja, hierdie definitiewe uitkoms, dis waar ek wil uitkom, dis wat ek wil bereik, dis eendag wie ek wil wees en dis wat ek by mekaar wil maak en so aan. Maar partykeer dwing die Bybel my en jou as gelowiges om so 'n bietjie van 'n ander hoek af te kyk. Jy weet, Jesus kom en sê, wil julle graag eerste wees? Hier's 'n ander hoek. Hoekom word jy nie laaste nie? Wil jy graag geëer word? Hier's 'n ander hoek. Wil jy nie eerder dien nie? En partykeer het die Bybel die geneigtheid om dinge so 'n bietjie deur mekaar te maak en wanneer ons nou oor doelwitte praat, jy weet, kan ons baie sê. Ek lees 'n ander dag, hulle sê een van die Springbokke, die meeste Springbokke se doelwitte is om vir die leeu's te speel. Nou daar by ons het die blou bulle nie daai aspirasies, dis bietjie hoog, hulle wil net vir die Stormers speel. Jy weet so. Nou ek weet nou nie waar dit jy al gaan sit en uitwerk en sê, maar dis wat ek graag wil bereik. Maar dan moet ons dit partykeer so bietjie meet aan hoe die Here 'n doelwit in ons lewe wil definieer. En jy weet, ek wil sê ek wil die CEO word, ek wil 'n graad kry, jy weet, dalk is daar iets soortgelyks op jou radar, maar Paulus kom en dan praat Paulus so 'n bietjie oor sy doelwit. En dan sê hy daar so in Filippense 3 vers 12, hy sê, ek sê dit nie dat ek dit alles het nie, of die doel al bereik nie, maar ek span my in om dit alles myne te maak, omdat Jesus my reeds syne gemaak het. Broers, hy is eintlik bietjie ongeskik, hy praat vir die susters ook. Sê ek verbeel my nie dat ek dit al alles het nie. Die hem te verstaan, toe Paulus hierdie skrywe, toe hy in die tronk, hy so plus minus 263, hy so aan die einde van sy lewe, hy het nou al 'n klomp goed reg gekry, hy het hierdie wêreld getoer, hy het gemeentes geplant en hy het al 'n klomp goed neergeskrywe wat ons vandag as dogma as dit ware in die kerk gebruik. Maar sê, ek sê nie dat ek dit al alles het nie, maar een ding doen ek. Maak my los van wat agter is en ek strek my uit na wat voor is. Ek hou van sy woorde, hy sê, ek sê nie dat ek dit alles het nie, of die doel al bereik het nie. Ek verbeel my nie dat ek dit alles het nie. Nou hier's twee goed wat hierin vir my uitstaan. Eerstens, dit is so groot dat Paulus op daai stadium in sy lewe na sy doel kyk en hy sê, ek's nog nie daar nie. En dan tweedens saam met dit, na hierdie pad wat hy al geloop het en goed wat hy al gedoen het, kan hy seker getuig van terugslae, moedelose tye, dinge wat nie altyd uitgewerk en gerealiseer het soos wat hy dit wou gehad het nie. So ek wil vanmôre so 'n bietjie met jou oor dan hierdie gesels, maar dan wil ek begin en sê, wanneer ons oor 'n doelwit praat, en ek wil nou in vervolgens se konteks praat oor, jy het eintlik net een doelwit. Moet ons dit nie verwar met ons verantwoordelikheid nie. Want elkeen van ons het verantwoordelikhede. Maar partykeer dan kyk ek so na mense, dan sien ek, jy het eintlik jou verantwoordelikheid 'n doelwit gemaak.
Weet, vir die meeste kinders is dit 'n doelwit om net die oggend uit die bed uit te kom en by die skool te kom. Maar is nie eintlik 'n doelwit nie, is 'n verantwoordelikheid. Is nie jou doelwit om net vandag by die werk aan te kom nie, is jou verantwoordelikheid. Dis nie jou doelwit om net 'n heilige lewe te lewe nie, is jou verantwoordelikheid. Partykeer sê ons, weet jy, ek het 'n doelwit hierdie jaar, as ek net 10 kg kan verloor, en dan teen die tyd van die jaar sê, en ek het nog net 15 om te gaan. Dis ons verantwoordelikheid om na ons gesondheid te kyk, né? Ons verantwoordelikheid, iemand sê, my doelwit is om geduldiger te word. Dis nie jou doelwit nie, jou verantwoordelikheid. Jy moet 'n kalm en rustige mens wees. Ons het ook nie doelwitte verwar met mylpale nie. Want mylpale is iets wat volg op om my verantwoordelikheid. So ek begin 'n klomp goeders doen en dit begin 'n roetine word en ek neem verantwoordelikheid vir wat ek is en wat ek moet wees en dis meer. En dan begin ek mylpale bereik, maar ek moet dit ook nie vergelyk met my doelwit of saamstel nie. Want baie van ons mylpale het ouens se doelwitte geword en dan mis hy eintlik sy doel. So dalk wonder jy nou waantoe is ek op pad. Kom ek gebruik 'n storie uit die Bybel uit wat jy baie goed ken. Josef. Julle almal weet wie's Josef. Ek hoop julle het sy storie gelees. Ek hoop julle ken sy storie. As jy nou eendag in die hemel kom en jy loop jou vas teen Josef en hy sê, "Ek's Josef," en jy sê, jy's mos Jesus se aardse pa. Dan is jy by die verkeerde Josef. Josef in die Ou Testament. Jy ken sy storie. Josef kry 2 drome. Een droom sien hy hierdie klomp gerwe wat voor hom buig, en die tweede droom sien hy hierdie klomp sterre. Genesis 37 vers 8. Deel hy nou hierdie 2 drome met sy familie en dan vererger hulle self en hulle sê vir hom, sy broer sê vir hom, jy verbeel jou seker jy sal koning oor ons word. Dink jy regtig jy sal oor ons regeer? Verbeel jy, dan sê sy pa, dat ek en jou ma en jou broers voor jou gaan buig? Ons hoor jou droom. Jy is bietjie arrogant, jy is bietjie verwaand. Dit wat in die nag in jou kop aangaan, pas nie heeltemal in ons prentjie. En dan begin sy pad. Maar sy pad begin na sy doelwit toe, met 'n klomp draaie wat gebeur om by sy doelwit uit te kom. Eerstens sy broers haat hom en hulle hou nie van hom nie, want hy is heel waarskynlik 'n arrogante, bederfde, verwaande ouetjie gewees in sy tienerjare en so aan. En dan beland hy op 'n stadium dan in put sonder water. Johan nie die een in die Kaap nie. Beland in 'n put sonder water. Dan word hy uitgehaal, hy word verkoop as 'n slaaf, hy word weer verkoop as 'n slaaf en hy begin in Potifar se huis presteer. Maar dit is nie 'n mylpaal wat hy bereik nie. Dit is nie 'n doelwit wat hy bereik nie. Dit lyk my net hy kom sy verantwoordelikhede na as 'n goeie slaaf. Hy kom sy verantwoordelikhede na deur die huishouding goed te regeer en te bestuur en dies meer, en naderhand word hy aangestel en dit kan dalk 'n mylpaal wees want nou word hy vertrou met meer en in die lang prentjie verder kan dit al 'n mylpaal wees, maar hy kom sy verantwoordelikhede na. En hierdie is 'n rigtingwyser dat hy in die regte rigting gaan. Sit jy op die regte pad. Nog nie by jou doelwit nie, maar dis jou verantwoordelikheid om 'n goeie man te wees. Dis nie jou doelwit nie. Manne, dis jou verantwoordelikheid. Dis nog nie jou lewensdoelwit nie, daar's meer aan. Dis jou verantwoordelikheid om 'n goeie pa vir jou kinders te wees. Jy moet dit net doen. Dis nie jou doelwit nie. En daarom is daar sekere doelwitte of verantwoordelikhede wat ons in getrou moet wees. Ek glo 'n kind van God is die hardste werker by sy werk. Nou, jy stem maar nie saam met my nie, maar ek dink tog dis reg. Ek dink tog dis ons verantwoordelikheid. Jy weet wat sê weer, hierdie jaar wil ek meer bid. Jy is nie 'n doelwit nie. Jou verantwoordelikheid om te bid. Hierdie jaar wil ek nou meer Bybel lees. Nee, jou verantwoordelikheid. Want dan sit jy op die regte pad. En nou Josef hier so besig om te presteer en hy's nou in die hoof van hierdie huishouding en nou hoor ek hoe quoteer hy Paulus. En hy kyk nou waar hy is. En sê, wel, ek is nog nie heeltemal daar nie. Is nog nie koning nie. Ek het nog nie alles al bereik nie. Ek verbeel my nie dat ek alles het bereik het nie.
En dan begin die volgende in Josef se lewe, julle ken dit, né? Sy vrou raak lastig, sy raak vatterig en dis meer en hy vlug en so aan en hier beland hy in die tronk. En hier sit hy in hierdie terugslaam, hierdie plek wat hy nie wil wees nie, en hy begin daar presteer. En hy is nog steeds besig met sy verantwoordelikheid. Dit is nie die beste plek om te wees nie, en ek het so gehou van wat julle vanmôre gesing het. Julle het dit skitterend gedoen, en die woorde wat julle gesing het, aan daai storm en al, val alles uit mekaar uit. Jy het nog steeds 'n verantwoordelikheid, en jy bly getrou aan jou verantwoordelikheid. Want as jy nie getrou bly aan jou verantwoordelikheid nie, gaan jy nooit jou mylpale bereik nie, gaan jy nooit by jou doelwit uitkom nie. En baie ouens wil by doelwitte uitkom, maar hy kom nooit by sy verantwoordelikhede uit nie. En hy bly getrou. Hy doen wat hy moet doen daar in die tronk en hy's besig om te presteer en hy raak nie moedeloos nie. Gee nie op nie. Gaan lê nie in 'n hoek nie. En nou wil ek nie hard en ongenaakbaar of wees of so, maar is jou verantwoordelikheid om nie op te gee nie. Dis nie jou doelwit nie. Is jou verantwoordelikheid om te bly glo. Want dit word mylpale in jou lewe wat jou éventueel by jou doelwit gaan uitbring. Weereens nie 'n doelwit nie, maar dit lei na 'n mylpaal wat jou gaan help om by jou doelwit uit te kom. En hier is hy in 'n tronkwêreld en ek en jy lewe in 'n tronkwêreld. Die wêreld is deurmekaar. Hierdie wêreld maak nie altyd sin nie. Die wêreld is onregverdig. Hierdie wêreld het klomp verkeerd, maar in hierdie wêreld kies ek en jy om ons verantwoordelikhede na te kom. Die Bybel sê ek en jy bly blymoedig, ons bly die Here dien met blymoedigheid, ons bly ons geloof beoefen, dis ons verantwoordelikheid, want in die doen hiervan bereik ons die volgende mylpaal, naamlik die volgende geestelike ervaring, die volgende geestelike hoogtepunt, die volgende geestelike deurbraak en die belewenis. Dis wat God van my en jou verwag. En as die terugslag kom, is ons verantwoordelikheid om te hanteer, om oor te kom. Want elke keer wanneer ek gewen het, wanneer ander verloor, het ek 'n mylpaal bereik. Het ek 'n volgende stuk karakterbou beleef en ervaar. Het ek 'n volgende stuk skaafwerk van God in my lewe beleef, want ek is op pad na 'n doel toe. En dan gaan hy deur hierdie en na so meer as 2 jaar, éventueel kom hy uit die tronk uit. En na 2 jaar of 3 jaar in die tronk, sê net, nadat hy rukkie in die tronk was, na 2 jaar kom hy uit. Hier word hy die tweede belangrikste persoon in die destydse wêreld. Hy word die onderkoning. En hy's in beheer van die totale wêreld wat om hom is. Maar dit is net 'n mylpaal. Dit is nie 'n doelwit nie. Dit is nie waar die Here hom benoodwendig wou gehad het nie, maar dit was op pad soontoe. En hier is hy en die hele land is onder hom en hier is die Here besig om hom te vorm op pad na sy doelwit toe, want sy karakter. Wat maak hy met magtige posisie? Wat maak hy in hierdie nuwe gunstige omstandighede? En jy sien partykeer dan dink ons mylpaal is ons doelwit, want skielik het ons sukses bereik en ek is nou die CEO en ek is die hoofseun en ek is die sportkaptein of wat ook al. Dan is dit nie 'n doelwit nie, is 'n mylpaal, want God wil kyk, wat maak ek met sukses? Hoe hanteer ek sukses? Want daar's 'n groter plan vir God in my lewe, as om dalk die CEO of 'n groot besigheid te hê of wat ook al. Die terugslaan, dinge werk nie altyd uit nie. God is besig om te skaaf, want wat maak ek met teleurstelling? Wat maak ek met terugslag? Wat maak ek skielik as ek alleenig wonder, maar wat is die volgende? En dan vorm God my, en dan word dit 'n mylpaal van oorwinning, en my karakter word gevorm, my waardes word bepaal, maar is als op pad na my doel. En hier is Josef, en hy is die onderkoning, maar is nog net 'n mylpaal. En dan gaan die storie mos verder, dan éventueel word sy droom waar. En dan staan sy broers voor hom. En hulle weet nie is Josef nie, en hulle moet buig, en sy droom word waar. En éventueel staan sy pa voor hom, en die buig, en sy droom word waar, maar nog nie sy doelwit nie. Klomp vraagtekens. Maar is hy nie nou daar waar hy moet wees nie? Was dit nie dalk wat sy droom
Nou, jy weet, nou het sy droom 'n werklikheid geword. Dit wat die Here vir hom gewys het as 'n jong man, sy droom het nou gerealiseer. Ja, dit is nog net sy droom. En dit is nog net 'n mylpaal. Maar dit is nog nie sy doelwit nie. En baie keer verwar ons hierdie dinge. Want ons droom oor groot goed. En dan bereik ons hierdie groot goed. En dan stop ons by mylpale. En ons gaan nie aan na ons doelwitte. En jy wonder waarmee is ek met jou op pad vanmôre nie. Maar ek hoop nou vanmôre ek kan jou laat afsien van jou doelwitte. Want baie keer is jou doelwit eintlik net 'n mylpaal. Want God het 'n groter plan vir jou. En jou doelwitte is verder as jou mylpale. Is groter as jou drome. Want éventueel kom Josef en hy verstaan, dis nie sy sukses, dis nie sy posisie, dis nie waar hy homself toe op daardie stadium bevind, waar hy eintlik die mag het, om hierdie ouens wat hom seer gemaak het, die grootste hel in sy lewe te veroorsaak het, om hulle uit te sorteer, om vir hulle nou die lewe wel 'n hel te maak. Ek bedoel, hy het al hierdie mag en gesag, maar jy sien, hy het 'n pad geloop waarin sy karakter, sy menswees, sy eie arrogansie en verwaandheid gevorm was, en al hierdie goed wat gebeur het, was mylpale, en éventueel toe sy pa en sy broers voor hom staan, en hulle buig voor hom, en sy droom waar kom, toe besef hy, maar, dis nog nie my doel nie. Dis nie hoekom ek hier is nie. En dan éventueel, as hulle in vrees en bewing voor hom staan, dan snap hy sy doel. En hy besef eintlik, sy doel was groter as sy droom. Sy doel was baie meer as sy droom van net, ek's die koning. Mense buig voor my. En dan lees ons in Genesis 46 vers 5, hy sê, julle moet nou nie sleg voel of bang wees, omdat julle my verkoop het nie, want God het my voor julle uitgestuur, om lewens te red. My droom was gewees om koning te wees, maar God het 'n doelwit gehad, en my doelwit was gewees om lewens te red. Baie groter as my klein mylpaal droom wat ek gehad het, om maar net te kan heers en julle buig voor my neer. Ja, dis eintlik maar net 'n mylpaal, want éventueel kom ek met my doelwit uit, God wat deur my lewens red. Vers 7, God het my voor julle uitgestuur, om julle 'n oorblyfsel in hierdie land, om vir julle as 'n oorblyfsel in hierdie land laat oorbly, en julle aan die lewe te hou. En sodat daar julle aan die dood kan sal ontkom. Dit is nie julle wat my hierheen gestuur het nie. Skielik sien ek my doel. Ek sien God se hand. Ek sien wat God deur my prestasie wou bereik het. Ek sien wat God deur my ondervindings wou bereik het. As dit te gou gebeur het, het ek die lewe vir julle hel gemaak. Het ek met bitterheid en met haat dalk my doel gemis. My droom bereik as koning, maar my doel gemis, om te kan lewens red. En éventueel staan sy pa voor hom, en dan snap sy pa dit, dan sê sy pa vir hom die volgende, toe sê God, en God praat nou met Jakob, en hy sê, jy kan hom nog gaan, is veilig. Is nie moeilikheid daar nie, want hy hoor toe, Josef lewe, en God sê toe vir hom, ek is God, die God van jou vader, moenie bang wees, om na Egipte toe te gaan nie, want hier is die doel gewees met alles, ek gaan vir my volk gebore laat word. Ek gaan 'n volk bymekaar bring. Sien, Josef het 'n droom gehad, maar dit was eintlik net 'n mylpaal. Want in Josef se lewe moes 'n doel bereik word. En Josef moet daarby gekom het, waar die doel met God in sy lewe was, om 'n volk geboorte te gee. Waar éventueel die Messias uit gebore word. Waar éventueel ek en jy vanmôre hier kan sê, dis waar ons storie begin het, by Josef al. Nie in die bereiking van sy droom nie, maar in die bereiking van sy doel, toe God in beheer was. Kan jy nou verstaan wat Paulus sê? Hy sê, ek is nog nie daar nie, want dis nie al die kerke wat ek geplant het, wat my doelwit was nie, dit was my mylpale.
En al die goed waardeur ek gegaan het, en die leeu's waarteen ek baklei het, en al die goed wat goed geloop het, en die goed wat deurmekaar was, ek is nog nie daar nie, so ek span my in, om by die wenstreep te kom, sodat ek die hemelse prys kan behaal, waartoe God my geroep het, in Jesus Christus. En dan sê hy, wat ek aan die begin gelees het, so ek sê nie ek is al daar nie. Ek het dit nog nie heeltemal bereik nie. En heel waarskynlik gaan ek en jy ook hierdie woorde vanmôre herhaal. Wanneer ons verstaan, my verantwoordelikhede bring my by mylpale. My mylpale kan my bring by my drome wat waar kom. Maar dit is nog nie my doelwit nie. En as ek my doelwit begin verstaan in hierdie lewe, gaan ek op 'n baie gereelde basis sê, Here, ek is nog nie daar nie. Ek het dit nog nie bereik nie. Nog nie wie ek moet wees nie. Want Paulus kom en sê, ek sê nie ek het alles bereik nie, maar ek span my in om dit alles myne te maak, want Jesus het my syne gemaak. Verbeel my nie dat ek alles het nie, maar een ding, ek strek my uit en ek maak my los. Nou Paulus, wat wil jy dan nog bereik? Amper aan die einde van jou lewe. 2/3 van die Nuwe Testament al amper klaar geskryf. Meer gedoen vir die kerk naas Jesus Christus as enige ander apostel of disipel. So wat wil jy nog meer bereik? Dan sê hy, wag, het julle gemis wat ek daar aan die begin gesê het in vers 10? En jy het dit nog gemis want ek het nog nie gelees nie, so jy is nie skuldig nie. Hy sê al wat ek wens. Al wat ek wens is om Jesus te ken, om Christus te ken. Sê, dis my doel, om die krag van sy opstanding te ondervind en deel te kan hê aan sy lyding, en dan sê hy, deur aan hom gelyk te word. My eie woorde, Paulus sê, ek wil eintlik soos Jesus lyk. Dis my doelwit. Ek wil eintlik soos Jesus lyk. Ek wil hê as mense na my kyk, moet hulle iets van Jesus sien. En daarom wil ek my verantwoordelikhede so nakom as man vir my vrou, dat as sy, en ons gaan nou al vir 41 jaar, julle kan dit aan my plooie sien, 41 jaar, as sien sy nog Jesus in my, partykeer sê ek, ja, Here, ek het dit nog nie heeltemal bereik nie. Is nog skaalwerk. En elke jaar is 'n mylpaal en ek kom my verantwoordelikhede daar, maar Here, ek wil meer en meer en meer soos U beginne lyk, dat my vrou, Jesus, meer en meer in my beginne sien. Dis my doelwit, as kind van God. Ek wil 'n goeie pa wees vir my kinders, dis my verantwoordelikheid, en soos wat ek hulle groot maak en hulle sukses beginne bereik, dis my mylpale, maar Here, mag my kinders, en eventueel my kleinkinders, Jesus, en hulle pa, en hulle oupa beleef. Dis my doelwit. En as ek die CEO van 'n groot maatskappy is, en ek het baie mense onder my, en ek het baie geld, en baie roem en status, sien mense Jesus in my. Want daai posisie, en daai status, en daai beroemdheid, en daai goed wat ek gekry, dit was 'n mylpaal, want my doelwit is daar waar ek my bevind, moet Jesus begin beleef word. Ervaar word, gesien word, sukses, promosie, rykdom, prestasies, en jy al gesien hoe dit mense verander, en partykeer mense lelik gemaak het. Mense lelik gemaak het. Dan raak hulle so arrogant en verwaand, en skielik is hy te goed om jou te ken, en dies meer, en hier kom jy, en jy het hierdie mylpale bereik van sukses, en oorwinning, en status, en posisie, en dit gaan goed met jou, en hulle kyk na jou en sê, jy lyk net soos Jesus, want hy het voete gewas. Hy het by die stikkende mens gaan stilstaan. Hy het omgegee vir die gebroke mense, en die verwerpte, en die weggegooide. Die Seun van God, hoog, heilig en almagtig, maar as ek so na jou sukses kyk, dan sien ek ook soveel van Jesus. Want jy het by jou doelwit uitgekom. Jou doelwit. Paulus sê op 'n ander plek, hy sê in 2 Korintiërs 3:18, hy sê ons word al hoe meer verander. As niks so lelik soos 'n gelowige wat nie verander nie. Dieselfde bly. Vol nikke en streke en teken die goed wat nie daar moet wees nie. Ons doelwit, Here, gaan my verantwoordelikheid nakom. Ek gaan getrou wees in alles wat ek doen, die woorde. Ek wil is nie jou doelwit om meer kerk toe te gaan nie, is jou verantwoordelikheid. Goeie plek om amen te gesê het. Amen. Nou het julle die pastoor se hart bly gemaak.
Dan begin jy die mylpale bereik. Maar in dit word jy al hoe meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. En dan is daar 'n heerlikheid wat van ons uitstraal en dit neem toe. Kan jy verstaan hoekom Paulus sê, "Ouens, ek is nog nie heeltemal daar nie. Dan moet nog meer in my lewe gebeur. Dan moet nog meer geslyp word en verander word sodat ek by my doelwit kan uitkom. Daarom strek ek my uit om te sê, Here, ek is nou al so oud en ek het al soveel bereik en dis my suksesstorie. Maar Here, ek wil nog meer en meer en meer soos U lyk." As mense na my kyk, hulle iets van God se genade, sy liefde, sy vergifnis, sy omgee, sy goedheid, sy heiligheid kan sien. Kolossense 3:10 en leef nou die lewe van die nuwe mens. Nie wat ideale nastreef nie. Nie wat die een mylpaal na die ander mylpaal wil bereik om eventueel te sê, al my drome het waar gekom nie. Want dan gaan ek jou uitdaag, sê maar, al het al jou drome waar gekom, het jy al by jou doelwit uitgekom. Want as Josef gestop het, toe sy broers daar voor hom was, en hy hulle in die tronk gegooi het sy droom waar gekom, maar nie sy doelwit nie. God se plan, God se roeping. Daarom lewe nou die lewe van die nuwe mens wat al hoe meer vernuwe word, So, wie van julle kan al sê, weet jy wat, ek is nou al daar, Here, ek kan nou niks meer verander nie. Ek is nou ideaal, 100% die prentjie van Jesus. Sal julle net staan, dat ons net vir julle hande klap. Kan nou niemand staan nie. Ekskuus dat ek staan, maar ek moet preek, so eintlik sit ek. Want jou doel in hierdie lewe, nadat jy jou verantwoordelikhede een vir een getrou nagekom het, en die een mylpaal na die ander bereik het, en sukses bereik het, en jy het gepresteer, en jy het klomp goed reg gekry, die doel van dinamika, dat van 'n Bylpark Jesus hierso sal sien. Doel van dinamika is nie die grootste, lekkerste, oulikste gemeente te wees. Dis 'n mylpaal en skitterend, jy bereik dit, maar die doel is, as mense hier inkom, moet hulle sê, dit het môre gevoel of hierdie hele plek vol Jesus was. Ons wil Jesus beleef en sien. Vernuwe word na die beeld van sy Skepper, tot die volle kennis van God. Daarom eindig Paulus hierdie storie so af, sê maar nie verdwaal tussen jou mylpale nie. Nie deur mekaar raak. En soveel mylpale bereik het, wat nooit by jou doelwit uitgekom het nie. Daarom sê hy, vers 16, so in elk geval dat ons koers hou op die pad waarmee ons tot hier gekom het. Daai verantwoordelikhede, daai mylpale, dat ons koers hou, ons bly dit doen, want ons is op pad na 'n droom. Maar nie eintlik 'n droom wat ons droom is nie, wat God oor ons droom. Hierdie veranderde lewe, waar jy 'n prentjie kan wees van Jesus Christus. Waar jou huwelik, vir ander huwelike 'n prentjie kan wees van Jesus. Waar jou gesinslewe vir ander mense kan wys hoe lyk 'n gesin waar Jesus koning is. Waar jou sukses, jou roem, jou prestasie, jou sport, hoogtepunte, wat ook al, vir mense kan wys hoe lyk iemand wat dit kan hanteer, sukses kan hanteer, voorspoed, welvaart kan hanteer, omdat jy soos Jesus lyk. Want hierdie was als mylpale om jou daar te kry. Môre nagmaal, dan kyk ons na Jesus se lewe. Dan sien ons Jesus kom en hy doen alles wat van hom verwag word. Die Bybel sê, hy het die wet nagekom. Namens my en jou het hy die wet nagekom, wat ek en jy nie kon nakom nie. Dit was nie 'n mylpaal nie, dit was sy verantwoordelikheid. Dit was sy verantwoordelikheid om rein en heilig, sondeloos te lewe. En toe begin hy die een mylpaal na die ander mylpaal bereik. Dan kom hy by die kruis. Dit was nie sy doel nie. Die kruis was 'n mylpaal. Want daar moes meer gebeur het na die kruis. En in die kruis behaal hy die mylpale en hy betaal vir ons sondes en hy doen die boete wat ek en jy nie kan doen nie. Hy vat die straf wat ons sinne was op hom en dan word die volgende mylpaal bereik.
hy staan op uit die dood uit. Maar dit eindig nie daar nie. Is nog 'n mylpaal, hy vaar op hemel toe, vir my en jou die pad te gaan voorberei, vir die ewige lewe, en dan eventueel kom hy by sy doel uit, en wat was sy doel? Nie net sy kruisdood nie, dit was 'n mylpaal. Nie net die opstanding nie, dit was 'n mylpaal, nie net die hemelvaart, dit was 'n mylpaal, want die doel was eventueel om jou en my, 'n stikkende mens, by God uit te kry. Vergewe, gereinig, geheilig, naam opgeskryf in die boek van die lewe. Want jy sien, as dit net oor die kruis gegaan het, maar ek en jy maak dit in die hemel nie, is die doel nooit bereik nie. So ons net heeltyd herdenk, elke Paasnaweek uit weer gesterwe, maar ons lewens getuig nie vir 'n verandering, waar ek en jy 'n prentjie van Jesus kan word nie, dan het sy doel dalk nie in ons lewe gerealiseer nie. Daarom sê Paulus vir die Efese gemeente, deur Christus het ons deel geword van die volk van God. Dit was die doel. Ek kan jy nie meer vreemdelinge sou wees nie. Deel van die volk van God. Soos hy dit al vooruit al bestem het, so het hy hom dit voorgeneem. Hy wat alles laat gebeur het volgens sy raadsbesluit. Sy doel. Daarom vanmôre, kyk weer so 'n bietjie na jou lewe en al jou papiertjies uit, en dalk moet jy kyk na al daai doelwitte wat jy het en sê, is eintlik 'n mylpaal. Van die goed wat doelwitte was, sê, wag, dis eintlik my verantwoordelikheid. Wanneer ek hier begin nakom, sien ek hoe ek begin groei, verander word, gevorm word, voorberei word. En dan eendag begin ek agterkom waar God se doel is besig om te realiseer. Hulle sê, weet jy, ek het by jou gekom, en julle kerkmense, julle is so, maar jy's anders. Julle kerkmense is so, maar daar's iets anders in jou gees. Ek vind Jesus in jou. Ek beleef Jesus in jou. Dan kan jy begin opgewonde raak en sê, Here, ek is besig om daar te kom. Daar dalk in die boardroom, daar in die belangrike plekke waar ek beweeg, maar jou grootste prestasie is wanneer mense begin beleef, hier's iets van Jesus in jou. En dan begin jy soos Paulus opgewonde raak en sê, ek het nog nie alles bereik, maar weet jy wat, dit maak my opgewonde, ek vergeet nou wat agter my is, en nou begin ek uitstrek, ek wil nog meer en meer en meer hiervan begin beleef. Ek wil soos Jesus wees.